Baie welkom by hierdie module oor geestesgesondheid by jong volwassenes. Vandag gaan ons praat oor stres, angs, oorlading, eensaamheid. Ek kry sommer 'n knop op my maag as ek al hierdie woorde opnoem, maar die belangrikste van alles, ons gaan ook praat oor hoop. En kom ons sê sommer vroeg vir mekaar. Hierdie module is nou nie hier om ons as ouers, predikante en jeugwerkers nou ewe skielik sielkundiges te maak nie. Nee, ons doel is anders. Ons wil leer hoe om veilige mense te wees. Mense wat nie elke emosionele gesprek met 'n Bybelvers probeer dooddruk nie. Mense wat nie skrik as 'n jong volwassene sê, ek is nie okay nie. Mense wat kan luister, ondersteun en wys genoeg is om hulp in te roep wanneer dit nodig is. Want baie jong volwassenes vra nie eers vir antwoorde nie. Hulle vra eers, is daar iemand by wie ek eerlik kan wees? Deel 1 is dan, geestesgesondheid is nie swak geloof nie. Een van die belangrikste boodskappe van hierdie module is geestesgesondheid en geloof is nie vyande nie. 'n Jong volwassene wat angstig is, het nie noodwendig 'n swak geloof nie. 'n Jong volwassene wat depressief voel, het nie noodwendig God verloor nie. 'n Jong volwassene wat uitgebrand is nie noodwendig lui nie. 'n Jong volwassene wat hulp nodig het, is nie geestelik minderwaardig nie. Ons moet baie versigtig wees vir maklike geestelike antwoorde wat mense laat skaam voel. Byvoorbeeld, jy moet net meer bid. Jy moet net meer vertrou. Jy moet net meer positief wees. Ander mense het dit baie erger. Jy is te sensitief. Jy moet ophou om so te voel. Hierdie sinne klink dalk vroom of prakties, maar dit kan iemand laat voel, ek mag nie swaar kry nie. Ek moet my pyn wegsteek. Ons kan eerder sê, ek is jammer, dit is so swaar. Dankie dat jy dit vir my sê. Ek gaan nie gou vinnig raad gee nie. Ek wil eers verstaan. Jy hoef nie alleen hiermee te wees nie. Kom ons dink saam oor watter ondersteuning jy nodig het. Die Bybel is vol mense wat emosioneel swaar kry. Elia sit onder 'n besembos en hy sê, ek kan nie meer nie. Dawid kla in die psalms, Jeremia huil oor sy mense, Jesus sweet bloed, Paulus skryf oor druk, swakheid en moedeloosheid. Die Bybel gee nie vir ons 'n prentjie van geloof as 'n permanente glimlag op die gesig nie. Dit wys vir ons mense wat voor God eerlik word. Deel 2, wat jong volwassenes emosioneel dra. Jong volwassenes leef met baie verskillende lae druk, byvoorbeeld prestasiedruk. Hulle voel dikwels, hulle moet suksesvol wees, maar ook gelukkig. Hulle moet hard werk, maar ook balans hê. Hulle moet geld maak, maar ook betekenis vind. Hulle moet 'n loopbaan bou, maar ook nie uitbrand nie. Dit is baie druk vir iemand wat nog besig is om hulle plek in hierdie wêreld te vind. 'n ander laag is vergelyking. Sosiale media maak dit maklik om te dink, almal anders is voor jou. Iemand anders raak verloof, iemand anders kry bevordering, iemand anders koop 'n huis. Iemand anders lyk rustig, fiks, geestelik, diep en finansiëel stabiel. En die jong volwassene dink, wat is fout met my? Dan is daar ook finansiële druk.
Baie jong volwassenes wil onafhanklik wees, maar dit is nie altyd so maklik nie. Hulle moet dink aan studieskuld en werkloosheid, huur, petrol, kos, medies, familie, verwagtinge, lae salarisse, onsekere poste. Finansiële druk raak nie net geld nie, dit raak selfvertroue en ook hoop. Om nou nie eers te praat van verhoudingsdruk nie. Hulle probeer uitvind, wil ek trou, gaan ek iemand ontmoet? Is hierdie verhouding gesond? Wat as ek alleen bly? Wat as ek seer kry? Wat as ek reeds seer gemaak is? Hoe vertrou ek weer? Eensaamheid is ook 'n vorm van druk. Baie jong volwassenes is aanlyn verbind, maar innerlik is hulle alleen. Hulle het kontakte, maar nie noodwendig gemeenskap nie. Hulle het vol WhatsApp-groepe, maar min mense by wie hulle regtig kan sê, ek sukkel. Dan is hulle ook moeg, wêreldmoegheid. Hulle dra ook die wêreld op hulle skerms, met nuus en oorloë en geweld, klimaatsverandering, politieke spanninge, ekonomiese onsekerheid, sosiale media konflik, kommentaar, meningsvergelykingskrisisse. Selfs wanneer dit nie direk met hulle gebeur nie, leef hulle dikwels in 'n konstante gevoel van hierdie emosionele geraas. Stop nou en dink 'n bietjie. Watter tipe druk het jy gedra toe jy tussen 18 en 30 was? En watter druk dra jong volwassenes vandag wat jy nie in dieselfde mate gedra het nie? Vra vir jouself, wat is dieselfde? Wat is anders? En waar moet ek meer begrip hê?